Goeiedag. Ek wil jou vandag vertel hoe 'n rokjagter 'n beroemde en gerespekteerde kerkvader geword het. Nou, as jy nie weet van wie ek praat nie, byt net so 'n bietjie vas, ek sal nou sy naam sê. Maar net eers so 'n bietjie noodsaaklike agtergrond. Ons weet dat sondaars, soos ek en jy, genade en vergifnis nodig het om in die koninkryk van God in te gaan. En dis natuurlik net deur die bonatuurlike werking van die Heilige Gees dat ons hierdie genade kan aanvaar, daaraan deel kan kry. Maar hoe gebeur dit nou prakties en konkreet? Die twee hoofinstrumente wat die Heilige Gees gebruik om ons te laat deel kry aan die genade, is die woord van God en die gebed. Nou Paulus noem beide hierdie sake in 2 Tessalonisense 3 vers 1, waar hy skryf: Ten slotte broers, bid vir ons, dat die woord van die Here vinnig sy loop sal neem en net soos by julle geprys sal word. Nou hierdie kombinasie van die woord van God, wat ook genoem word die swaard van die Gees, en gebed is natuurlik ook prominent in Efesiërs hoofstuk 6 in Paulus se bespreking van die wapenrusting van die gelowige. Die krag van gebed en die krag van die woord as instrumente in die hand van die Heilige Gees is nie net teorie nie, maar dis werklikheid. Dis werklik die kragtige genademiddele wat God gebruik om van rebelse sondaars sy nederige en gehoorsame kinders te maak. En dit word so duidelik gedemonstreer in die lewe van die beroemde kerkvader, en hier kom nou sy naam, Augustinus. Augustinus van Hippo in Noord-Afrika. Ja, twee duidelike faktore is sigbaar in die redding van Augustinus. Die jarelange gebed van sy gelowige moeder Monica en die lig van die woord wat Augustinus se hele lewe verander het. Nou dit is so, Augustinus het baie jare gelede geleef, baie eeue gelede geleef. Maar weet jy, sy redding en sy geloofspad is so ontsettend aktueel van toepassing ook in ons tyd en in ons omstandighede. Net een voorbeeld, so baie mense is vandag vasgevang in die stryk van 'n seksueel losbandige lewe. Pornografie, perversiteit, losbandige saambly verhoudings, huweliksontrou, homoseksualiteit en al dergelike dinge. En nou wonder ons miskien, en dalk het jy ook al hiermee geworstel, is dit moontlik om van hierdie dinge bevry te word en om die voortgaande, volhoubare vreugde van 'n verhouding met God te kies bo die kortstondige plesier van seksuele sonde? Wel ja, die antwoord is ja. Want weet jy, dis presies wat met Augustinus gebeur het. Net so terloops, geen sonde en boosheid is natuurlik niet nie. Al die dinge wat ons vandag tuister en mense so verkneg en verslaaf, was al beskikbaar in Augustinus se tyd. Nou gelukkig beskik ons oor baie inligting rondom Augustinus, want hy het 'n autobiografiese getuienis van sy verlossing en sy pad met God op skrif nagelaat, sy beroemde Confessiones, en natuurlik ook baie ander werke op skrif. Hy skryf: Ek het na Karthago gegaan, waar ek myself te midde van 'n kookpot
van welis bevind het. My ware behoefte was aan U, my God, wat die voedsel vir die siel is. Ek was nie bewus van hierdie honger nie. Nou dis hoe Augustinus later teruggekyk het na sy losbandige en hedonistiese leefstyl as jong man. Augustinus is op 13 November 354 na Christus gebore in Tagaste, naby Hippo, en dit is geleë in die hedendaagse Algerië, Noord-Afrika. Nou Augustinus se vader was 'n heiden. Hy het eers self 'n jaar voor sy dood tot bekering gekom. Maar sy moeder Monica was 'n diep gelowige vrou wat haar hele lewe lank vir haar seun gebid het. Maar ongelukkig Augustinus se doelwitte was nie in lyn met sy moeder se gebede nie. Sy ambisie was om 'n goeie redenaar te wees, nie 'n goeie Christen nie. En tog, God het hierdie vrome moeder se versigtinge verhoor en Augustinus is omgekeer deur die genade van God en het 'n nuwe mens geword. Maar dit was nie alles so vinnig en so maklik nie. In sy geval was daar geen kitsbekering in antwoord op 'n altaarkol nie. Nee, dit was bietjie 'n styl en 'n opdraande pad. In Karthago het Augustinus 'n verhouding met 'n meisie aangeknoop wat 13 jaar sou geduur het en waaruit 'n seun, Adeodatus, gebore is. Maar hy is nooit met hierdie meisie getroud nie. Ja, saambly is nie net 'n moderne ewel nie, dit kom al 'n ver pad. En tog in hierdie tyd was God alreeds aan die werk in Augustinus. Daar in die kookpot van Karthago het Augustinus kennis gemaak met 'n geskrif van die beroemde Cicero, genaamd Hortensius. En hierin is wysheid as verhewe bo plesier aangeprys. Dis 'n waarheid wat Augustinus moes leer. Dit was nog glad nie Augustinus se bekering nie. Dit sou eers 9 jaar later gebeur. Maar tog het dit sy lewensuitkyk beïnvloed. En hy beskryf dit so: Dit het my gebede tot U verander, o Here, en het my van nuwe hoop en aspirasies voorsien. Hierna, en ek sê weer, Augustinus se pad was glad nie 'n gelyk pad nie, so dit menslik gesproke weer lyk asof Augustinus verder van die waarheid wegbeweeg. Hy het op 'n verdere dwaalpad beland, naamlik die dualistiese lering van die mangeïsme. Nou, ons hoef nie in detail daarop in te gaan nie, maar dit was 'n baie gevaarlike sekte. En dit sou duur tot op die ouderdom van 28, toe hy ontnigter geraak het deur een van die leiers. In sy 29ste jaar is Augustinus na Rome om daar te gaan onderrig. Maar kort daarna het hy hom gevestig in Milaan. En hier in Milaan het God met Augustinus 'n afspraak gehad. Hier het hy die werke van Plotinus, 'n neoplatonis, ontdek, wat verdere ontwikkeling in sy denke meegebring het. Maar nog meer belangrik, hier het Augustinus ook onder die invloed van die groot biskop Ambrosius se prediking gekom. Die woord van God het hom aangespreek. En hy is gevul met liefde en vrees vir God. En hy het nou 'n geweldige tweestryd begin ervaar. Hy vertel van daardie tyd
Ek was verbuisterd, dat hoewel ek u lief gehad het, ek nie volhard het in my verlustiging in my God nie. U skoonheid het my tot u aangetrek, maar gou is ek weggesleep van u, deur my eie gewig, en in verslaandheid het ek myself weer ingedompel in die dinge van die wêreld. Dit lyk asof Augustinus op hierdie stadium sy magteloosheid as sondaar besef het, sy magteloosheid om God te kan dien. John Piper stel dit so: die krag van seksuele losbandigheid was sterker as die krag om vreugde in God te vind. Augustinus self vertel van hierdie tyd: ek het begin soek vir 'n manier om die krag te kry wat ek nodig het om u te geniet, maar ek kon nie hierdie manier vind nie, totdat ek die middelaar tussen God en mens, Jesus Christus, omhels het nie. Hierdie stadium het sy moeder Monica ook in Milaan aangekom, en sy het begin om reëlings te tref vir 'n Christelike huwelik in 'n Christelike familie. En Augustinus het sy jarelange minnares weggestuur, maar daar het egter niks van die voorgenome huwelik gekom nie, en Augustinus het weer 'n ander liefde, 'n ander minnares in sy lewe ingeneem. Ja, Augustinus se probleem wat hom van God weggehou het, was dus blykbaar nie een of ander intellektuele probleem nie. Nie iets wat hom laat twyfel het nie. Dit was eerder sy losbandige welis. En dis so belangrik, baie mense skuil agter vir 'n verskoning. Ek vind dit moeilik om in God te glo, maar dis nie eintlik die rede nie. Die eintlike ding wat mense weghou van God is sonde. Maar gelukkig, toe kom die groot gebeurtenis, toe God kragtig ingegryp het, deur die woord en deur die Heilige Gees, in antwoord op sy moeder se gebede. Augustinus vertel daarvan: O Here, my helper en verlosser, ek sal nou vertel en bely tot eer van u naam, hoe u my verlos het van die kettinge van welis, wat my so styf geboeid gehou het, en van die slawerny van die dinge van hierdie wêreld. Op die dag van die finale krisis was Augustinus, hy was nou al 32 jaar oud, saam met sy vriend Alypius in gesprek oor die merkwaardige opoffering en heiligheid van die Egiptiese monnik Antonius. Nou, Antonius se lewe was in so 'n sterk kontras met die van Augustinus en sy vriend. En daar was 'n klein tuintjie by die huis waar hulle tuis gegaan het. En in hierdie tuintjie het Augustinus homself nou in 'n geweldige sielestryd bevind. Ek het my hare getrek en my voorkop met my vuiste geslaan. Ek het myself neergewerp onder 'n vyeboom en my oorgegee aan die trane wat uit my oë gestroom het. Ek het aangehou huil. Hoe lank gaan ek sê môre, môre? Waarom nie nou nie? Waarom nie 'n einde maak aan my aaklige sondes op hierdie oomblik nie? En weet jy wat, toe gebeur daar iets merkwaardigs. Skielik het Augustinus die lied van 'n kind gehoor in 'n huis daar naby. Die woorde wat hy by herhaling gehoor het was: neem dit en lees, neem dit en lees. En hy is haastig terug na die plek daar waar Alypius gesit het, en hy het een van Paulus se briewe gegryp, dit oopgemaak
en in stilte die eerste gedeelte gelees waarop sy oog geval het. En dit was natuurlik die bekende, aangrypende gedeelte in Romeine 13, vers 13 en 14. En ek gaan terwille van die konteks net by vers 12 begin lees. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevyf, dis nou partyhouery, en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Nou toe Augustinus by die einde van die sin kom, was dit asof die lig van vertroue in sy hart ingestroom het en al die donkerte van vertwyfeling verdryf het. Ja, God het ingegryp deur die Heilige Gees, deur middel van die woord, in antwoord op sy moeder se gebede, en Augustinus het 'n nuwe mens geword. Tydens die Paase van 387 na Christus is hy waarskynlik deur Ambrosius in Milaan gedoop. Die geredde rokjagter het inderdaad 'n groot kerkleier, beroemde teoloog geword, wat gestry het vir die waarheid. Augustinus het spesifiek die waarheid van God se soewereine genade beklemtoon. 'n Genade wat ons nie kan verdien nie. 'n Genade wat God net aan ons skenk, soos hy wil. Ja, want Augustinus was immers proefondervindelik, self 'n ontvanger van hierdie onbeskryflike groot en bevrydende genade. 'n Genade wat hom ware genot en vreugde laat vind het, in teenstelling met die skyngenot en die tydelike genot van 'n losbandige lewe. Ja, die ware vreugde in God is groter as die tydelike genot van seksuele losbandigheid. Het jy al hierdie genadige bevryding beleef? Soek en jy sal vind. Maak erns met die woord. Maak erns met gebed vir jouself en vir ander. Mag God se genade so elkeen van ons bevry om die volle vreugde van verlossing en vervulling in Jesus Christus te ontdek, net soos Augustinus. Amen.